Goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook by vanoggend se erediens, ons gesamentlike aanbidding ook van die Here. En ons dank die Here ook vir die geleentheid om saam te kan wees, om opgebou te word in die geloof en ook saam sy eer te mag besing. Net gevindig 'n paar afkondigings van die Kerkraad. As jy 'n besoeker hier is of die eerste keer hier, ons wil jou graag leer ken en hier buitekant by die deur uit is daar 'n boom. Daar was 'n naam by op die welkomboom. Gaan asseblief so intoe. Iemand sal jou daar ontvang vir 'n bietjie meer vertel van die gemeente. En dan help ek jou om in te skakel ook waar dit moontlik is. Dan is al die meelewing in die blaadjie wat jy kan sien daar. Ons sê ook net weer eens geluk vir Wim en Alta wat gister getrou het. En ons het ook verneem dat Mariet Oukamp is ontslaan uit die hospitaal. En dan wil ons graag hierdie Sondag die blomme gee vir Petro de Lange, wat na die suksesvolle jeugvervanging ook oorverplaas is, en dit gaan eintlik baie goed met haar, en ons ook aan haar dink, maar saam met haar ook aan die res van almal wat sukkel met hulle gesondheid. Dan neem asseblief kennis van die oggend eredienstye wat van volgende Sondag af, om 9:30 begin eers. So van my maand af is dit om 9:30, dat jy asseblief daarvan kennis neem. Dan vra ons asseblief dat jy onthou van die Engelse erediens wat om 4:30 plaasvind op Sondagmiddag. Ons het nou laas Sondag die eerste keer die heel eerste erediens gehad hier in die kerksaal hier langs aan. Dit was 'n wonderlike geseënde byeenkoms gewees. En dit gaan voort. So as u weet van enigiemand wat Engels sprekend is, wat iemand wat ergens by gemeente wil inskakel, om asseblief hulle ook net dan daarvan te laat weet op Sondagmiddag om 4:30. Die kollekte gaan vandag vir die instandhouding van die erediens, as ook vir die ekumenisiteit buitelands. Jy kan dit elektronies afdra of by die deure. En dan vanoggend het ons weer die wonderlike voorreg om die sakrament van die doop te bedien aan klein Henry van Wyk. Hy is die verbondseentjie van Jan Hendrik en Misha van Wyk. En die voorreg is dat oupa Pieter van Wyk, al die pad van Bronkhorstspruit, vanoggend hier is om sy kleinseun te doop. Dit is 'n regtig groot voorreg. En ons nou laasweek so half tong in die kies die opmerking gemaak, dat ons is besig met 'n doopreeks. Ons is in die 3de Sondag in 'n ry waar daar gedoop word, en volgende Sondag word daar weer gedoop, en dan is daar so 'n week oop en dan word daar weer gedoop. So dit gaan regtig, ons is regtig geseënd as gemeente om dit te mag beleef. Maar Pieter, baie welkom vanoggend hier en mag die Here jou ook seën in die woordverkondiging. Baie dankie, Bram. Baie dankie ook aan die Kerkraad en die ontvangs van die gemeente, dat ek ook vanoggend die voorreg het om die woord te bedien hier by u en ook vir klein Henry kan doop. Nou, ek en Magdal het 2 kleinkinders, wat ek ook deur die Here se genade kon doop, maar Henry is nou die eerste klein van Wykie wat ek ook kan doop. En dit is vir ons as grootouers altyd 'n besondere voorreg en genade wat ons ook sien hoe dat die Here in die verbondsgeslagte werk. Grootouers en dan ook vir oorgrootouers, ouma Millie wat ook vanoggend hier saam met ons is, grootouma. Baie welkom ook aan ouma Millie en ook aan Hermarie en Hendrik van Seil Misha se ouers en al die familie en vriende wat hierdie mooi dag so saam met ons en saam met Jan Hendrik en Misha ook kan geniet. Gemeente, nadat die Here ons ook so in sy teenwoordigheid geseën het, sing ons Psalm 115 verse 1, 7 en 8. Nie aan ons, o troue God, aan u naam alleen gee eer. Waarom sou die nasie spot as hulle oor ons triomfeer? Om u goedheid wees nie stil, red ons om u trou ontwil. Vers 1, 7 en 8 van Psalm 115. Kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here
wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons bely ons geloof en ons doen dit ook so saam met die gelowiges deur die eeue oor die wêreld heen. En ek lees ook vir ons die geloofsbelydenis van Nicea wat ons saam in die hart ook kan sê en bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, ons gaan luister na die wet van die Here. Die Here se wet, wat ook ons spieël is, waarin ons gaan speel
en wat ons dan ook in besef van ons nietigheid en kleinheid ook dring na die verlossing in ons Here Jesus Christus. En so deur ons Here Jesus Christus vervul, sodat die wet van die Here vir ons reël van dankbaarheidslewe is. Ons gaan ook luister na die wet van die Here in die afkondiging, Deuteronomium hoofstuk 5, waar die Here ook die wet vir ons gegee het, en daarna gaan ons sing Psalm 89 vers 6 en vers 8. Hoe salig is die volk wat luister na u woord. Hulle wandel in die lig wat van u afstraal voort. Hulle sal in u diens, waaraan hulle toegewy is, die ganse dag verheug, omdat hulle in u bly is. Hulle prys u groote krag wat alle krag oortref het, en u geregtigheid wat hulle weer opgehef het. En ook vers 8. Kom ons luister en ons ondersoek ook ons harte en ons lewens aan die hand van die Here se wet. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n God maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet, vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie of enige van jou diere nie. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land, en dat die Here jou God met 'n sterke hand en uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef, en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie, of enige iets wat aan jou naaste behoort nie.
Gemeente, ons gaan nou saam bid en daarna sing ons Psalm 107, die eerste vers. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons troue Vader wat in die hoogste hemele is. Ons loof en ons prys u heilige naam. U naam wat so hoog heilig is. Die diepste openbaring van u self. Vader, dankie vir u wonderlike en groot genade wat aan ons bewys word elke dag. In ons lewens wat ons ook deur u gedra word en onderhou word. Vader, in ons lewe dat ons u kinders kan wees, uitverkore deur u Gees ook tot geloof gewek, sodat ons kan glo, sodat ons Here Jesus Christus ook kan aanvaar as ons enigste verlosser en ons saligmaker. En dit is voor u, o Here, dat ons vandag ook nou in hierdie erediens neerbuig in aanbidding, in die groot danksegging van ons saam wees hier as u kinders, om u woord oop te maak, om te mag luister na dit wat u vir ons in die woord sê, en dat u Gees en woord ons ook versterk en laat groei in die geloof. En vir hierdie besondere dag ook, o Here, met die doop van 'n verbondskindjie, so sien ons u genade. En ons bede is dat u met die verbondsouers ook sal wees. Hulle sal lei in die opvoeding van u kind. Vader, ons kom ook tot u in ons totale afhanklikheid. Want ons kan niks doen. Ons is niks. As u ons nie dra nie, as u nie die uitkoms gee nie. In besonder bid ons, Here, vir daar waar daar nood en siekte en ook ongemak van watter omstandighede is, dat u sal uitkoms gee, en waar, Vader, siektes is en operasies wat gedoen moet word, dat u, Here, as die groot geneesheer ook genesing en beterskap gee. Ons bid vir die bediening hier in hierdie gemeente. U het die leraars geroep, u het die ouderlinge en die diakens geroep, u het ook die gawes gegee in hierdie gemeente. Gawes wat ook so aangewend word tot u eer en tot nut en tot saligheid van mekaar. Seën so, Vader, die bediening hier, en dat die bediening ook hier kan wees tot vrug en tot seën en tot verheerliking van u heilige naam. Ons bely, o Here, ons sondes. Ons bely dat so dikwels doen ons die verkeerde. Ons laat die regte ook na. En ons harte is dikwels so vol van dit wat ons bedink wat nie tot u eer is nie, maar u ken en u sien ook daarin. Vergewe ons, Vader. Sien ons aan in en deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Ons Here wat nie net vir ons gelei en gesterf het nie, maar wat ook vir ons opgestaan het, en dat ons deel kan hê aan die opstanding van 'n nuwe lewe. Hy pleit nou vir ons. Hy tree vir ons in. Hoor en verhoor ons gebede om sy naam ontvul. Amen.
Gemeente, ons lees vanoggend saam uit die woord van die Here, uit die profesie van Esegiel, hoofstuk 36. Ons lees daarvan vers 21 tot en met vers 32. En dan is ons teksgedeelte waar ons dan ook besonder die fokus dan nou gaan laat val in hierdie gedeelte, is verse 25 tot 27. Ek was begaan oor my heilige naam, wat die huis van Israel so ontheilig het onder die nasies waarheen hulle gegaan het. Daarom sê vir die huis van Israel, so sê my Heer die Here, nie terwille van julle doen ek dit nie, huis van Israel, maar slegs terwille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waarheen julle gegaan het. Ek sal my groot naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. Die nasie sal besef dat ek die Here is die uitspraak van my Heer die Here, wanneer ek myself deur julle as die heilige betoon voor julle oë. Ek sal julle uit die nasies neem, en julle bymekaar maak uit al die lande. Ek sal julle na julle grond bring. Ek sal rein water oor julle sprinkel, en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal vir my volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Ek sal julle verlos van al julle onreinheid. Ek sal na die koring roep en dit oorvloedig maak. Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie. Ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die landerye oorvloedig maak, sodat julle nie meer die bespotting oor hongersnood deur die nasies hoef te verduur nie. Julle sal terugdink aan julle bose optrede en julle dade wat nie goed was nie. Dan sal julle walg van julleself oor julle sondeskuld, oor julle afstootlike dade. Nie terwille van julle doen ek dit nie, is die uitspraak van die Heer die Here. Dit moet vir julle duidelik wees. Wees verleë en skaam julle oor julle optrede, huis van Israel. Nou ons teksverse, vers 25 tot 27. Ek sal rein water oor julle sprinkel en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my voorskrifte, my bepalings ook nakom en uitvoer. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dink net vir 'n oomblik, wat het deur die ballinge gegaan toe hulle hierdie woorde, hierdie boodskap van die profeet Esegiel gehoor het? Hulle wat dan nou ook daar in elende, in ballingskap, weg van hulle land, weg van die tempel waar hulle die Here ook gesoek en aanbid het, dat hulle dit dan nou ook hoor. Hierdie vreugdeboodskap van Esegiel,
Hulle wat dan in daardie vernedering en ellende gesit het, hulle het hierdie blye boodskap verneem, dat in plaas van om onder te gaan en vernietig te word, uitgewis te word as volk in ballingskap, dat hulle dan nou ook weer 'n vrye, 'n hernuide, 'n geheiligde volk van God in hulle eie land sal wees. Dis die genadewoord wat die Here ook tot sy volk in ballingskap spreek. En ons hoor die genadewoord van God se profeet. Hy verkondig nie daardie ondergang in 'n vreeslike straf nie, maar hy verkondig dan nou ook juis die herstel tot 'n nuwe lewe van heerlikheid. En te onbeskryflik groot is hierdie vreugdewoord. Veral broeders en susters, as 'n mens dan nou ook in gedagte hou, waarom die volk dan nou ook in ballingskap langs die Kebar rivier verkeer het. Hulle het die naam van die Here ontheilig. Ja, juist die sonde van die volk was die oorsaak van die ballingskap. En dan lees ons ook dat hulle dit op 3 maniere dit gedoen het. Vers 17 sê Israel het die grond waarop hulle gewoon het verontreinig met hulle optrede en met hulle dade. Daar is bloed vergiet. Onskuldiges is ook te nagekom en verontreg. Valse getuienisse is gelewer. Daar's magsmisbruik ook teenoor weduwees en die wese en die armes. Sodat dit wat in die volk van die Here ook aan die gang was, ook 'n hele stuk sosiale onreg is wat geseëvier het. Ja, die tweede tafel van die wet is gruwelik oortree. Die tafel wat dan nou ook daardie gedeelte saamvat en wat ons Here Jesus Christus gesê het, die wet gaan tog oor die liefde. En die tweede tafel, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die tweede manier waarop hulle die Here se naam ontheilig het, word dan nou ook vir ons hier in hoofstukke 7 en 8 daarop gewys. Hulle het die wet oortree deur afgode te offer. Die afgode Kamus en Marduk en Baal, dit is hierdie niks werd dooie afgode wat die aanbidding gekry het wat die Here, die lewende God, verdien het. Die eerste tafel, jy moet die Here jou God lief hê bo alles, met jou hele hart, met jou hele siel. So moet jy die Here jou God lief hê, en hulle het nie. Die eer aan al hierdie afgode. En daarby in die derde plek was die ballingskap self nog verdere ontheiliging van die Here se naam. Want die omwonende heidense volke het dan ook juis deurdat die volk in ballingskap gegaan het, het hulle die indruk gekry dat die God van Israel dan nou ook 'n swakker God was as hulle God. Hulle het gespot. Israel se God se tempel is mos vernietig. En sy volk moes dan nou ook as ballinge uit die land gaan. En volgens hulle manier van redenasie dan nou ook, kon die verbondsgod nie teen hulle gode stand hou nie. En so is die Here se naam ontheilig. So is daar nie die eer en die erkenning aan hom gegee nie. Is daar gespot met hom. En dit was Israel se skuld. Sy eie verbondsvolk se skuld. Ons kan, broeders en susters, ook nou so ons gedagtes laat gaan en sê, maar hoe kon Israel dit dan nou regtig gedoen het? Hoe kan hulle dan ook so teen mekaar opgetree het? Hoe kan hulle ook die Here net en volle aanbid het nie? Hoe kon hulle so opgetree en mense ook die Here bespot het? Maar dan moet ons ook self ondersoek doen. Moet ons nie ook kom daartoe en daartoe tot die erkenning en dan ook sê, Here, maar is ons harte,
Is ons harte werklik ook volkome op U gerig? Dat dit in alles in ons lewe, in ons gesindheid en alles, dan ook net op U gaan. Want as dit nie so is nie, dan is dit ook, soos Israel die oortreding van die eerste tafel van die wet, van die liefde tot die Here, is nie voluit daar nie. Sodat daar ook nog so baie ander liefde van ander dinge in ons harte is, wat die plek van die Here dan ook steel. En dan moet ons ook, broeders en susters, vra, maar hoe tree ons teenoor mekaar, teenoor ander mense, baie keer op? Is daar nie baie keer ook so 'n neidigheid, dat daar nie liefde is, dat daar nie vergewensgesindheid is nie, dat dit 'n afbreek ook is, dat daar uitbuitery is, gesindheid wat 'n mens teenoor mekaar optree, het ons mekaar dan ook regtig lief, soos wat ons behoort lief te hê, het ek my naaste lief, soos wat ek myself dan ook lief het. En dan my optrede en my werk in die wêreld, deur dit wat ek doen, tree ek so op, getuig ek so, dat ook die wat buite die kerk van die Here staan, wat dalk soekende is, wat hinkerende is, dat hulle daardeur aangetrek word, of weggestoot word. Is dit tot eer van die Here, wat ek dan nou ook leef, sodat ook daardie kom na die Here is, deur die werk van die Heilige Gees. En daarom, broeders en susters, moet ons ook bely, ag Here, ons is ook maar net so diep skuldig, soos Israel. Nou die naam van die Here beteken die hele openbaringsdade van die Here. Hoedanig hy om as die magtige in die skepping en die geskiedenis ook laat ken. En daarom, broeders en susters, is dit so ernstige saak dat die naam van God ook bespot word. Want God se naam is die openbaarmaking van homself. Maar God in sy diepste, almagtige en heilige wese is verkleineer en so sy naam ontheilig, nie as die heilige, as die andere, as die enigste God erken nie. Wat sien ons dan nou ook verder hier? God sê, dit wat julle nie kan regkry nie, dit wat julle in julle sonde nou ook volhard om te doen om my naam te ontheilig, ek sal dit weer regmaak. God sal sy groot naam weer heilig. En hy sal dit doen deur Israel weer uit ballingskap te laat terugkeer na hulle land. En dan sê hy dit hier, hy sal red, maar nie ter wille van julle in julle goedheid, in julle klaagbede in die eerste plek nie, maar net ter wille van sy heilige naam. Ja, Israel het nie iets om vanuit hulle self dan ook te kom aanbied tot redding nie, want hulle is te sondig om self te kan betaal om hier uit die ballingskap verlos te word. Sodat ons hier baie duidelik ook die woord van die Here, die stem van die Heilige Gees hoor. Die grondoorsaak van Israel se redding vind ons nie in hulle self nie, maar in God, ter wille van sy heilige naam. Broeders en susters, ons hoor hier. Ons hoor hier een van die solas van die reformatie. Sola gratia. Genade alleen. Geen verdienste nie, net genade. Daar is nie sprake van 'n betaling van die sonde nie, maar in God se groot genade van 'n afwassing van die sonde. Dit is heerlik, dit is ook so troosvol vir ons, dat ons die evangelie van Jesus Christus alreeds so duidelik hier in die Ou Testament kan kry. Maar nog duideliker word die lyn deurgetrek na die Nuwe Testament. En een plek wat ek dan nou ook net wil aanhaal, is hier in die Romeinebrief, hoofstuk 3, vers 23 en 24.
Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daar gestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word. Ja, deur sy genadige redding van Israel gaan hy hom dan nou ook juis hier in hierdie heidense omgewing aan hulle en aan sy volk as die heilige betoon. Betoon dat hy verseker gans anders is as die afgode van die nasies. Dis wat die Here gaan doen. En hy gaan sy volk terugbring. Maar hy kan hulle nie sommer maar net so vat. En nou lei hulle terug, en hy bring hulle terug, daar na Israel. Dit kan nie werk nie. Hy gaan hulle nie onveranderd na hulle land toe laat terugkeer nie. Hulle kan nie maar net weer gaan lewe soos wat hulle voorheen gelewe het in hulle ontheiliging nie. Want dan was daar geen nut van die ballingskap waar die Here hulle ook getuigtig het. Waar die Here hulle ook weer terugbring na hom nie. Want as hulle onveranderd, as hulle maar net weer die ou Israel weer terugkeer, selfs al is dit geslagte daarna, dan sou die ontheiliging van die Here net weer voortgaan soos voorheen. En broeders en susters, dit kan tog nie. Die Here sal Israel weer terugbring na hom toe. En om dit te doen sal hy hulle in 'n diep geestelike sin verander. En hy gaan dit op twee maniere doen wat die samehang ook met mekaar het. Hy sê eerstens gaan hy dit doen deur rein water oor hulle te sprinkel. Hy gaan so hulle van hulle sondes dan ook skoon was, reinig. En tweedens, deur hulle harte te verander, waaruit die bose dade en die gesindhede ook voortkom. En hy gebruik die beeld dan ook daar, hy sê, hy sal die hart van klip, daardie ongevoelige, daardie ongenaakbare, harde hart sal hy uit hulle uit verwyder. En hy sal vir hulle elkeen 'n hart van vlees gee. Die hart van klip, waarop God se woord geen indruk maak nie, sal vervang word met 'n hart wat gevoelig is vir die Here se liefde en sy woord. Die profesie wat ons hier het van Pinkster. Ons is ook nou in die tyd voor Pinkster. Uitstorting van die Heilige Gees. Die vernuwende, heiligende werking van die Heilige Gees, wat so duidelik vir ons ook daar gestel is. Wat die Here hier gaan doen, is om in ander woorde ook te sê, die Here gaan sy volk doop. Hy gaan hulle die bad van die wedergeboorte laat ondergaan. En waar ons dan nou ook in Sondag 27 van die Heidelbergse Katekismes, waar daar ook in hierdie paar Sondagsafdelings ook gehandel word oor die heilige doop, word in vraag en antwoord 73 gevra, waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? En dan bely ons. God sê dit nie sonder gewigtige redes nie. Hy wil ons naamlik daarmee leer dat die bloed en gees van Christus ons sondes so wegneem, soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Verder wil hy ons veral deur hierdie goddelike waarborg en teken verseker, dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons liggaam uitwendig met water ook gewas word. Ja, Jesegiel, broeders en susters, wys op die totale vernuwing van Israel, soos wat dit in die doop vir ons ook verduidelik en bevestig word.
sodat hulle weer in 'n hegte harmonie, in 'n eensgesindheid ook met God se wil sal kom. In die taal van ons belydenis ook weer in antwoord 90, is dit dan om met 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Nou Esegiel, broeders en susters, sê hierdie genadewerk van die wedergeboorte, van die nuwe mens, die lewensvernuwing, dit wat dan ook bestaan uit sondevergifnis en die nuwe gehoorsaamheid, sal die Here aan sy gelowiges beseël en beteken met die besprinkeling met rein water. Verwysing ook wat ons dan ook het in die Nuwe Testamentiese verbondsdoop. En die doop gaan mos van die wedergeboorte deur God se Gees uit. Die doop beteken en verseël twee dinge, die sondevergifnis en die hartvernuwing. Dit is nie die doop wat dit doen nie, die water wat dit doen nie, maar die doop wat dan ook heen wys dan nou daarin en deur God bevestig word, so seker as wat ek die doopwater sien, so seker as wat water dan nou ook die sonde en vuilheid afwas, so seker was die bloed van Christus ook die vuilheid van ons sondes afglo dit. En dit is, geliefdes in die Here, waartoe die Here Israel ter wille van sy heilige naam gaan verlos. Dit is soos ook waartoe die Here ons ook dit in die doop vir ons dan ook gee, in ons eie doop en in die doop wat ons vanoggend ook weer hier kan sien, wat kan bedien word aan hierdie verbondskindjie van die Here. Die wonderlike genade wat ons ook kan terugdink en van kan vasgryp aan ons doop. Maar dit wat ook beteken word vir die verbondskindjie en dit wat ook vir die doopouers die betekenis dan nou ook daarin is. En die groot verantwoordelikheid waartoe die doopouers opgeroep word daartoe. Om ook hierdie kindjie wat die Here vir hulle gegee het, te onderrig en ook te laat onderrig, sodat hy kan kom ook in die waarlike aanvaarding van Jesus Christus, my verlosser, my Here. Waarom? Waarom doen die Here al hierdie dinge? Terwille van my heilige naam, sê die Here. En dan moet ons ook net sê, Here, wat 'n genade. Aan U naam alleen die eer. Amen. Gemeente, ons gaan ook nou die formulier vir die bediening van die doop lees. En ek vra dat Jan Hendrik en Misha ook na vore sal kom om die formulier aan te hoor en op die vrae te antwoord. Geliefdes, die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. En dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus.
Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van die sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom nou sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word
en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Jan Hendrik en Misha, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, wat om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. En dat dit openbaar word dat dit ook julle gesindheid is, moet julle van julle kant opreg hierdie volgende vraag antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande elende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle voor om hierdie kind, van wie julle die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord ook saam? Henry kan ook nou ingebring word om ook die sakrament van die doop te ontvang. Daar kom een klein niggie ook saamgestap. Seker net maak ouma laat val nie vir Henry nie. Kom staan. Henry Pieter Kasper van Wyk, ek doop in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons dank saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en dat U dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hom en ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees
die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Kom ons sing nou ook van die verbond van ons Here in Psalm 105, die 5de vers. En dan wil ek ook namens die susters van die gemeente 'n Bybel oorhandig. Die wonderlikste geskenk wat ons kan kry. En vir Jan Hendrik en vir Misha sê, daar's geen ander beter handleiding om Henry mee op te voed as met die woord van die Here nie. En die bede toe bid dat ook hierdie Bybel vir Henry werklik die lig op sy lewenspad sal wees. Sterkte Sena. Ja. Okay. Ons keer nou weer terug na Esegiel 36, na die gedeelte wat ons gelees het. Maar nou gaan ons dit sing. Skrifruiming 8:1, vers 1 en vers 2 ten slotte. Gemeente, die Here stuur ons weg met sy seun, sodat ons ook van hier kan gaan, tot eer van die Here kan leef en kan seën wees vir die soekende wêreld ook daar buite. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig.
Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen. Jan Hendrik en Misha nooi julle ook om te kom saam koffie drink en 'n bietjie verversingkies te kom geniet. Die gemeente ook almal saam.